Goeiedag almal en welkom by nog 'n episode van die Greater Garden Route Wedding Expo podcast. Vandag het ons vir Melissa by ons van Lucrative Media en ek dink ons gaan 'n lekker interessante gesprek vandag hê want julle is ook 'n fotografie en videografie paartjie as ek dit net maar so kan stel. Jou man is hierso, hy's net behind the scenes. Hy doen vir ons die BTS vandag. Yep. Maar ek dink ek wil nie met die deur in die huis val nie, maar julle doen dinge so 'n bietjie anders in die sin dat julle doen wedding content creation. Ja. So ek dink ek wil sommer vir jou oorgee en sê, jy weet, vertel ons 'n bietjie meer van julle en vertel vir ons ook so 'n bietjie waar lê die verskil, want ek dink baie min mense verstaan altyd wat is die verskil tussen tradisionele fotografie en videografie en wedding content En die creation. besigheid se naam. Ja, ek het gesê Lucrative Media. 100%. Ja. Ek het nie geluister nie. So right, moenie worry nie. Ons kan dit weer sê, dan weet almal mooi. Dis belangrik. Media. Daar's hy. Okay, so ek dink soos waar dit ook begin het vir ons met die wedding content creation, as ek net 'n storielyn kan gee agter dit, toe ons self getrou het, toe wou ons 'n fotograaf gehad het en 'n videograaf gehad het. Okay. Maar ek dink as enigiemand wat trou weet hoe duur is trou oor die algemeen. So ons kon nie albei bekostig op die troue nie. So daai jaar was 2023 het wedding content creation 'n ding begin word. Okay. Wat is dat iemand kom en hulle neem soos behind the scenes clips, as ek dit so kan stel, van jou troudag, so al die special moments. En wat dit eintlik is die bruid kry dit of die bruidegom, whatever die paartjie, en hulle edit dit self. En ons het dit gehad op ons troue. Maar dit was nie noodwendig wat ons gesoek het nie. Ons wou nog steeds 'n beautiful video gehad het wat al die mooi moments wys en alles net die hele dag mooi afrond. Okay. So wat ons doen met ons wedding content creation is ons neem 'n full day video vir jou wat ons nou met die foon neem. Dit is wat wedding content creation is. Jy neem dit maar met die foon, is vinnige delivery ook. So dan is dit ook net jene daar voet ek dit nou op. Kan dit uit? Ja, jy kan net begin net oor by jou deel waar jy jouself introduce en van daar af praat. Ek sal dit so kat. Okay, dankie. Okay. Dankie Regenheid. Baie dankie. Okay, so soos ek sê, op ons troue het ons 'n wedding content creator gesoek want ons kon nie noodwendig 'n videograaf bekostig nie. Die videoklips wat ons gekry het was net soos regtig kort klips van die belangrike oomblikke in ons dag gewees. Maar ek het vir Chris gesê, dit is net baie nice as jy 'n full dag video kan kry aan die einde wat nog steeds die hele video of die hele wedding mooi showcase. So dis waar ons wedding content creation inkom. Van ons kom nog steeds en ons neem nog steeds met 'n foon. Dit is die grootste verskil vir my, is die kwaliteit is definitief nie dieselfde as met 'n videograaf nie. Okay. Maar jy kry nog steeds die beautiful behind the scenes oomblikke, die groot moments. Ons pose jou nog steeds reg en maak seker ons kry alles to the T. Soos dit maak ons maar saak om alles mooi af te neem vir die troue. So dit is wat ons wedding content creation is. As ons kom met soos ons neem nog steeds foto's on the side, maar dan neem Christian wat nou my man is, hy neem nou dan die video. So jy hoef glad nie te worry dat wanneer ek soos byvoorbeeld as die fotograaf kom, dat jy enige lacking gaan wees in jou video nie. Okay. Want hy fokus nog steeds op dit wat ek fokus en dit is die belangrike mooi oomblikke. Yes. So dit is eintlik wat die wedding content creation is 'n full-on video van jou hele dag en die delivery date is vir my ook baie belangrik want ek weet 'n videograaf se video's vat maar 'n paar maande en ek weet as 'n bruid, ek was self 'n bruid gewees, so dis lekker om my fresh moments te kry. En dit is wat so lekker is aan die wedding content creation, is jy kry baie vinniger jou video, so alles voel nog so vars en exciting vir jou. Yes. Dink ons delivery date is so tussen 3 tot 7 dae, dan kry jy jou full-on video. Dis wonderlik. Ja, en dan wat ons ook doen met die bruide is ons doen social media management ook. So ons is regtig into die trends en al die goed wat gebeur. So ons bruide kry ook 'n opsie om soos 2 trends te kies wat hulle wil doen. Whether dit nou 'n transition is met jou girls, jy weet, voordat jy nou aantrek, na die aantrek. Almal love dit. Ja. Almal soek dit. Ja, almal soek dit. Dis awesome. Ja, daar's soveel mooi trends wat jy kan doen. En dan of dit nou 'n first look is, want baie keer is die first look 'n video net op sy eie, wat jy nou nie, jy weet wat hulle net so wil post ook. So ons gee vir hulle die opsie om te kies van 2 tipe video's wat jy wil hê vir jou behind the scenes. En dan kry jy daai raw clips soos net soos vertical en die res van die hele video is dan horisontaal. Gesamentlik het soos 3 minute. Ek love dit. Video. Dis baie So nice. julle doen dit vertical en horisontaal. Ja, so die full-on wedding day Okay. is in horisontaal geneem. Okay. Die 2 clips vir die girls dan kies of Is dan paartjie kies. vertical. Ja, dit is Okay. sodat hulle dit so self op hulle TikTok of Instagram of Facebook kan post.
En dit is ook maar, soos ek sê, vir trends. Yes. Jy weet as jy deel van 'n trend wil wees. Maar die trends is verskillik in. Ek bedoel ons het nou gesien baie van die trouse afsien wat ons verlede week gedoen het. Ja. Hulle het self hulle Die trends transitions, gedoen, ja. jy weet van dit nog baie vroeër in die dag voordat ons eers daar gekom het, jy weet so jy sien dit na die tyd en ek bedoel dit is cool. Ja, en dit is presies soos wat jy sê, dit gaan oor hoe vinnig jy dit kry. Ja. Trends kan nie na 'n maand eers of na 2 maande. Jy wil dit gaan oor instant. Ja. Daar is 'n groot behoefte daarvoor. Ek dink enige iemand sal dit love. Veral jong couples. Ja. Jy kan dit nie deny nie. Dit is regtig, dit is 'n ongelooflike nice diens wat jy gee. Ja, en ek dink ook soos toe ons self ook getrou het, daar was goed wat ek ook spesifiek vir afgeneem gehad het soos vir my TikTok of vir my Instagram. En wat net lekker is ek hoef nie te ge-worry het Om dit te doen nie. of wel ek moes nou ge-worry daaroor want ek wou dit geneem het en dit was nou nog nie deel van Ja, van 'n jy diens weet, nie. van 'n diens Dit nie. was hoe jou diens actually in jou Ontwikkel kop het, ja. Ja. ontwikkel het. Ja, ek het die need gesien aan my kant en ek wil dit ook vir ander bruide gee want die groot ding hoekom ons ook hierdie pakket gemaak het is ek weet nie almal het altyd die begroting vir alles wat hulle wil hê nie. Ja. En ek weet hoe belangrik dit is om jou volle dag te kan vasvang ten minste. Ja. En dit was vir ons soos baie hartseer om te moes gekies het tussen 'n fotograaf of 'n videograaf. En ek het net vir Chris gesê soos hierdie is 'n geleentheid sodat almal, elke liewe bruid, almal daar buite kan ook ons kry om nog steeds 'n mooi video te kry. Yes. Jy weet en nog steeds al die aandag, daar gaan nog steeds regtig baie moeite en als in dit ons doen beplanning voor die tyd, ons meet nog steeds met die mense voor die tyd. So dis nie asof ons net sê ek weet ons gaan 'n behind the scenes video neem. That's it, dis wat jy kry nie. Ek dink juis omdat jy fotograwe is, en nie net die social media of die content creation doen nie, is dit maak 'n hengse groot verskil. Ja. Want jy sien dit uit 'n totaal en alle ander oog en baie meer detail georiënteerd en soos wat jy nou sê, beplanning georiënteerd. En wat is nou deesdae die trends? Daar's so transitions baie. and it's changes. Jy moet 'n bietjie tyd op elke Instagram liewe spandeer dag. as jy sien daar soos jy sê. Ja, daar is so baie van dit. Dis hoekom ek vir die bruide self sê, jy gaan kies 2 video's Okay, en dis hoekom jy dit in vanuit. 2 Ja. limit. Ja, want Maar ek anders is weet dit al wat jy heeldag doen. Ja, en jy dit En dit vat al die tyd. Ja. Ja, dit Dit vat vat so baie tyd. baie Dit tyd vat en baie ek dink die meeste kliënte het nie 'n idee hoeveel tyd dit vat nie. En hoeveel tyd dit van jou dag af wegvat nie en dit is hoekom beplanning so Belangrik is, ja. ongelooflik belangrik is want ek bedoel as jy byvoorbeeld net 'n uur het en jy moet fotografie doen en jy moet 2 trends inwerk, trends vat tyd om die setup te doen, jou angles reg te kry, die transitions daarna is gewoonlik weer 'n keer wat jy dit moet doen. So dis eintlik 4 verskillende shoots wat jy moet doen vir 2 trend looks, want dit is mos alles is transitions. Ja. So dis baie tyd wat weggevat word. Ja, en ek bedoel wanneer jy ook met 'n groot groep girls werk byvoorbeeld. Jy moet hulle heeltyd soos hoorie guys ons is op 'n tydlyn hierso. En ek dink soos baie keer as hulle dit self ook neem, kom ons sê jy doen 'n transition byvoorbeeld. Hulle vergeet om die tweede transition te doen of om die eerste deel te gedoen het. Exactly. Dis waar ons inkom en ons is soos okay, ek weet jy wil hierdie hê, so ek sal Ons seker maak jy beplan kry dit. Ja. Ja. Ek dink dit is 'n baie nice idee. Dit vul definitief 'n nice Totally. gap wat daar tussenin dit is. Dis verseker so. Doen julle ek vra nou net. Ons het nou nie voor die tyd gepraat daaroor nie. Doen julle partykeer net content creation as daar 'n ander fotograaf is. So dit is 'n diens wat julle kan saam die fotografie en content creation doen en julle kan fotografie apart en content creation apart sy eie, doen ja. soos in conjunction met ander fotograwe. Ja, definitief. Ons 100%. ons het daai opsie. Want dit is want baie keer is dit die enigste ding wat iemand ekstra soek. En dan is daar nie 'n opsie nie. Ek bedoel ons het al baie keer daaroor gepraat. So dit is baie goed om dit ook te note. Ja, want ek weet baie keer dan mense klaar hulle fotograaf ook geboek en soos dan besef jy net ek het nou nie die budget soos ek sê. Of hulle het maar vrede gemaak met die feit dat hulle nie gaan 'n video kry nie. En nou kan hulle 'n opsie wat meer bekostigbaar is kry en ewe skielik Het jy al daai spesiale oomblikke? Yes. Wat dit so spesiaal maak. En ek dink die grootste frustrasie is altyd almal met hulle selfone. Ek bedoel ons sê altyd so belangrik dit is. Ek bedoel jy sal net self weet uit 'n fotografie oogpunt uit. So as jy nou sy sê dit vir my sy besig om te edit, dan argument onthou wat die bruid se ma staan en neem die bruid af soos wat sy in die aisle afkom. Maar nou het ons geen foto van die bruid se ma wat ons sien nie. Jy het die bruid se ma met 'n foon voor haar gesig. Ons was actually onlangs by 'n troue gewees wat unplugged was. En die ironie van alles was die
ek dink dit was een van die familielede, Yep. het actually in die aal ingegaan met sy foon. Hy het nou obviously seker vir hulle baie mooi video's en goeters geneem, maar ek bedoel hy was uit die Hy was 'n content creator sonder dat hy 'n content creator was. Ja. I've had that also, verstaan. Ja. So ek dink dis 'n probleem, jy weet so wat ek gesê het, die ma's wat die ouers wat die foto's wat wil foto's hê dadelik. Ja. Ek dink persoonlik as jy jouself te veel met dit bemoei, dan mis jy die oomblik. Totally. En dis hoekom om 'n professionele persoon daar te hê wat vir jou daai content kan create wat jy binne dae na die troue kan hê, kan hulle daai video share en hulle kan daai goeders doen, maar hulle kan ook die dag geniet en daar wees vir die oomblik. Want ek bedoel, dis soos ek kyk altyd na kom ons sê na 'n band wat optree. Die helfte van die mense is besig om met hulle fone te Meer as die rekord. helfte. So jy kyk na hierdie live experience op 'n skermpie, 'n Ja. klein ou skermpie waar dit lewendig voor jou plaasvind. En dieselfde met 'n troue. Ek bedoel as 'n ouer of iemand staan en die bruid kom in die aal af en hulle is besig om met hulle foon af te neem, die foto gaan nie die persoon se gesig wys nie, jy gaan 'n foon sien en daai persoon is nie in die oomblik nie, hulle is nie besig om dit te geniet nie. So ek dink die diens wat jy lewer is amazing, want ek bedoel jy maak dit dan moontlik vir hulle om die oomblik te suiwer en te appreciate en dan om ook die content te hê om dan daarmee te maak wat hulle wil na die tyd. As hulle wil klomp reels en shorts en goed maak, dan kan hulle, want dit ek verstaan reg, né? Ja. Ek bedoel jy gee vir hulle die edit, maar ek bedoel hulle kan met dit speel soos wat hulle wil. Nee, eintlik nie. Nee, okay. Ja nee, ons soos ek sê die full day video is ons neem hom en ons edit hom, jy kry jou volle 2-3 minute video. Okay, so dit is die trends wat hulle. Dis die trends wat net soos ek sê 2 is wat jy van kies. Maar dis hoekom ek praat met die bruid, ek sal vir hulle sê hoor jy is daar iets spesifieks wat jy wil moet Laat afneem. ons dit capture. Soos ek weet, 'n first look is nie noodwendig 'n trend nie. Maar jy wil maybe jou man se reaksie wat jy dan nou rug tot rug staan of nie rug tot rug nie, weet rug tot maag. en maybe soek jy so 'n spesifieke video of jy soek 'n spesifieke video wat jy van die aisle afloop. Soos ek weet met ons laaste troue wat ons gedoen het die bruid vir my gevra sy soek graag 'n video van hulle entrance. En of sy soek 'n video waar sy ingestap het. Toe het ek net seker gemaak, okay, sal my setup so maak dat ek vir jou daai video nog steeds kry. Hy kan nog steeds vir jou content creation doen, maar laat jy net daai moment ook hê. Yes. Daai wat jy gesê het, die familie neem dit vir jou af en dan is dit 'n shaky video. Dis die screen lyk of daar Vaseline opgesmeer was. Jy weet, niks is jare laas Daai gewas. foon wat Ja. lens was laas nie toe die lens laas skoon toe die kamera foon nuut was. Ja, my Nokia's. Ja. Jy weet. Ja. So dit is hoekom dit is vir ons belangrik om dit af te neem want jy kry regtig die oomblik soos wat hy was. Jy kry nie 'n afgerammelde video want jy soos jy sê nou kyk jy deur die lens en jy kyk so 'n bietjie agter dan is fokus jy op tannie Santi en dan so nee, dit is hoekom ons dit doen, net 'n bietjie meer organisation ook in jou dag, minder stres. 'n bietjie beplannings wat ons nou gesê het. Absoluut. Beplanning voorkom spanning, né? Ja. Beplanning voorkom spanning. Ek dink veral as dit by die timeline kom. Ja. So jy weet, soos as ons laat hardloop, dan loop die Alles hele laat. paartjie se hele dag. Ja. Alles gaan net laat gaan. So jy moet regtig fokus om soveel as moontlik op daai timeline te kan bly. En dan geniet jy, ek dink baie mense wil nie hê jy moet, soos ons nou ook al gesê het, baie mense wil nie hê jy moet dit beplan nie, maar daai beplanning gee eerder actually vir jou die feit om te kan relax, om te weet ek kan nou dit doen want iets is op 'n sekere tyd geskeduleer en om te hou by daai beplanning. Ja, of omdat dit 'n maatstaf is. Ek bedoel as jy ons het ook al gekry dat ons bruide het wat meticulously like to the minute goeders beplan en wanneer die dag gebeur dan is dit nie moontlik nie. Jy moet ook kan besef dat dan kan check and adjust en 'n maatstaf hê vir min of meer en min of meer en min of meer. Ek bedoel dit is hoekom jy professionals kry om dit te doen. En ook om die stres van die bruid af te haal. absoluut. Want sy is heeltyd soos dink aan daai tyd. Jy Aan moet haar nie alles. vertel daarvan. Nee, Ja. ek dink dis wat ons as fotograwe baie keer doen is jy in die stille eintlik manage daai timeline. Ja. Jy wil nie hê die kliënt moet enigstens daaroor worry nie, maar jy hou heeltyd dop om seker te maak okay, cool, ons bly binne dit wat ooreengekom was. Hoorie so ons het nou aan ietsie geraak en ek dink dit is belangrik dat ons dit sommer inbring in hierdie podcast in. Want ons was alself in 'n posisie gewees wat ons het nou nie ge-content create nie, maar ons het video waar ander fotograwe gewerk het en vice versa. Was julle al in so 'n situasie en is dit iets wat jy sal aanbeveel vir bruidspaartjies? Ek dink as jou fotograaf en videograaf wat nou nie van dieselfde area, jy weet hulle werk nie saam eintlik nie,
as hulle considerate kan wees teenoor mekaar. Maar ongelukkig soos in ek dink partykeer dan so ons was ons so situasies. Ja. So partykeer dan fokus die een persoon net op sy shots kry en die ander persoon moet sy shots kry, maar daar's geen die kommunikasie is nie regtig clear nie. So dan veroorsaak dit aan die einde van die dag dat daar shots is wat iemand nie moet inwees nie of jy kan nie jou shot mooi kry nie want daai persoon neem jou nie in ag nie en so die belangrikste is jy moet baie considerate wees teenoor mekaar as jy so shoot saam met iemand want nie almal is so considerate met mekaar. Ja, want op die einde van die dag gaan dit nie oor jou shot nie, dit gaan oor die kliënt Exactly. Yes. Exactly. se foto's en nie oor jou shot nie. Ja. En dit is altyd die belangrikste Ja. met 'n troue. Dit is as 'n fotograaf of 'n videograaf. Ja, so jy moet met mekaar kan communicate en jy moet 'n way vind van okay, vooraf bespreek ten minste. Exactly. Okay, gaan jy hier staan? Ek sal hier so staan en net so seker maak hulle is nie mekaar se pad want soos jy sê, hoe gaan jy vir die bruid of die paartjie na die tyd soos verduidelik hoorie, ek het nou nie daai gekry nie want jy wil ook nie Die die ander was in die persoon pad. wat sleg eintlik sê Ja, nie, jy weet. Ek weet. Yes. Dis die laaste ding wat 'n mens wil doen. Maar dan is meetings nodig en angles is nodig om bespreek te word van wie gaan wanneer wat doen. En dit is belangrik dat as 'n bruid meer as een service kan 'n vendor, provider ja. het wat spesifiek wat afneem aanbetref, afneem in fotografie, videografie, ek bedoel of jy nou content create of jy video create of jy foto's doen, ons almal neem en ons almal moet aware wees van mekaar en ja. om op die einde van die dag vir die kliënt die beste shot te gee en nie vir jouself wat jy huis toe kan vat. Ek dink dit is die belangrikste. Dit is belangriker as enige iets. Dit gaan nie oor ons bedryf nie. Dit gaan oor wat gee jy vir jou kliënt? Jy werk vir jou kliënt vir die dag. Hulle is die baas van jou vir die dag. So dit gaan nie oor jou eie besigheid nie. Dit gaan oor jou kliënte se wat kry hulle? Maar dit, soos jy nou gesê het, as jy en Chris saamwerk, wil julle werk saam. Julle ken en verstaan mekaar. Ek bedoel ons sê altyd Sedansie. dis jare wat ons dit ook doen. So ek weet al as die seremonie net begin het, gaan uit die daar gaan staan om iets te wil doen, dan weet ek sak af of ek gaan staan op 'n ander plek. Jy weet so jy's considered in daai opsig met mekaar. En ek dink van ons kant af ook, dis hoekom ons ding amper wil ek sê 2 keer voordat jy ek sal nog amper bereid wees om video te doen as daar 'n ander fotograaf is, maar ek is baie reluctant om met 'n ander videograaf partykeer te werk want dit kan partykeer baie moeilik raak. Jy weet as jy die fotografie moet doen, maar jy weet nie hoe die videograaf wat hulle gaan doen, wat se move nie. ligte hulle gaan waarop sit nie. Ons het dit is nou sommer net baie van die snaaksigheid. Ons het baie jare terug 'n troue gedoen en die videograaf het daar opgedaag met 'n outdoor spotlight wat jy by 'n huis buite opsit en hy het by die reception hom opgesit en hy het hom daar geskyn op die kappel. Alles was oranje gewees en hy wou daai ding nie afsit Oh nie. no. Ja. En dit was ook 'n familievriend gewees, jy weet. En That's why you should use professional vendors en nie familielede nie. My boetie laat die familie dit geniet. En hy het 'n video geneem. Ja, laat die familie die troue geniet en kry vir professionele mense om jou werk te kom doen. 100%. So ja, so dis 'n ek dink ons Dit is 'n moeilike ek dink niemand sal weet totdat jy 'n troufotograaf is hoe moeilik dit eintlik is om troues te doen en die dramas agter troue. Maar daar ons sê altyd ons almal wil 'n boek skryf. Ja, oor alles wat jy Ja, sy kon. Maar 'n mens soos wat jy deur jou troufoto's gaan en dink jy kan nie want dit is iemand se troue. Ja, jy kan. Jy kan nie iemand embarrass of sê iemand het dit gedoen of iemand se gesig wys nie. Ek het op Instagram 'n trend gesien van 'n fotograaf wat eenvoudig hoenders in mense se hande ingefotoshoop het almal met fone. O, ek het dit gesien ja. Ja, Hoenders die fone vervang met revenge. hoenders, ja. Hoenders. En ek het gedink mag ons eendag so goed wees dat jy dit kan doen want hoe doen jy dit? Op jou kliënt se troue se foto's. Ek bedoel Ja. jy embarrass jou kliënt. Tensy die kliënt saam met jou daarvoor lag want ek bedoel soos daar hulle spesifiek daarvoor gevra het dat die familie luister nie. Jy Ja, weet, so, maar ek bedoel nou dit gaan moeilik wees om 'n hoender tussen die bruid en haar pa te sit. Ja, 'n hoender. Dink dit gaan 'n ander hoender. 'n hoender. Dieselfde hoender. Arm. Okay, so die belangrikste ding is julle is weer by die expo hierdie jaar. Julle Ons was is weer laas by jaar die daar, expo. julle is weer daar. So Ja. bruide kan obviously met julle self kom gesels en ek dink dis die belangrike ding. Dis vir ons ook so 'n couple moet hulle suppliers ontmoet. Jy moet lekker met hulle oor die weg kan kom, jy moet hulle kan gesels. Jy moet Veral
Ja, die julle is fotograwe julle is wat die ook hele hier- tyd is hele in dag iemand saam se met hulle. gesig is. So ons sê altyd energies moet match. Ja. Almal is nie vir almal nie. Almal se energies match nie met Ja, jy sal almal nie. sommer Jy moet dadelik 'n voel. perfekte Jy match gaan kry weet, want presies, soos jy want sê. want dit is die persoon wat die hele tyd in jou gesig is. Ja. Meer ewen as jou ouers, meer as jy gaan dink teen die fotograaf meer sien as jou man op jou troudag as 'n bruid. So dis baie belangrik dat energies moet match. So ons wil almal encourage. Kom ontmoet julle die team, kom ontmoet Lucrative Media. Gaan na hulle stalletjie toe. Kyk hoe vibe julle met Chat hulle. en create 'n bietjie content saam. Yes. Ja, asseblief. En watse platforms kan mense julle op kontak? Ons is natuurlik oralste want ons doen social media. So, ons is op Instagram, TikTok en Facebook. So Okay. ek moes ek my lys langer maak daar. Maar ja, dit is die 3 mains wat Ja. waarop jy Nee, moet dit is wees. al ek voel dit is al wat Ja. wat saak maak. Die mains waarop jy moet wees. Yes. En ja, ek love ook die expo, die rede hoekom ons ook gaan hier laas jaar soos die rede hoekom ons ook gaan soos laas jaar is soos jy nou gesê het, is die in-person meet is baie Yes. belangrik. Yes. Ek stem saam met die energy. En dit is vir my baie belangrik. Agter 'n brand is daar altyd 'n gesig. Yes. En jy moet jouself familiarize met jou kliënte met jy weet familiar raak met wie jy is, want dit maak net soos dat daar 'n ander band is en ook as jy onseker is oor vra, dan vra jy sommer net daarso. Want dit is baie makliker om in persoon te verduidelik as wat jy net chat op WhatsApp of 'n e-mail gehou. Jy kry al jou clarity daarso. En ja, dis so ek love die expo vir daai. Maar dis julle idee. Die idee is om bruide en die suppliers bymekaar te bring, soos jy sê, in persoon. Want dit is maklik om dit op die internet te doen. Ja. Maar daar nothing beats to face. Ek dink in 'n wêreld waar vandag dit alles is deur 'n skerm, ja. Ja, Scams. en scams. Ja. Dit is so. Ek bedoel daar's nou weer op social media soveel mense wat gescam is wat mense hart so seer maak. Dis een dag keer in jou lewe. en 'n groot so dag. dis baie belangrik om iemand persoonlik te ontmoet, te kan sien dis regtig wat hulle doen. Gaan op hulle platforms. Ja. Gaan kyk na hulle werk. Ek bedoel obviously het julle seker 'n skatkis van werk op julle platforms wat die mense kan na reference. En as ons iemand by die expo het wat spesifiek daarvoor vra, dan kan ons verwys, verstaan? Of jy kan sommer sien as mense met mense begin praat, dan kan mens sien as hulle Ja. wat is die vibe? Ja. Dit is nie 'n kompetisie nie. Ons is daar om almal saam te werk. Daar is werk vir almal. Almal kom nie met dieselfde mense oor die Maar weg nie. dis presies dit. Dis soos Dit is soos hoekom vriende dit ja. dit so belangrik is met die expo. Dit is hoekom ons so graag baie bruide wil inkry sodat jy kan jou energy match by die expo. Ja. En dit is die enigste manier hoe jy dit kan doen. Ek bedoel, hoeveel mense boek nie online. Dit is die enigste opportunity wat jy het om te kan regtig face to face hoog kontak met iemand. Ek bedoel, ons almal weet mens nou klaar. Ek bedoel, kyk hoe lekker vibe ons. Dit kan 'n mens nie op 'n WhatsApp kry nie. Nee. Ons party mense is ook nie vir WhatsApp nie. Yes. Hulle Ja. persoonlikheid kom hier daardeur. Ja, Yes. ek dink in person, ek sê altyd as jy met In-person mense is as jy die wil besigheid beste. doen of iets wil bespreek, praat met die mense in persoon. Ek dink dis jou en as hulle oorsee is, dan doen jy 'n Zoom call. Yes. Maar ek wil ten minste kan jy die gesig sien en daar's bietjie meer inligting as wat net in 'n teksboodskap Daar's is. Ja, feedback. en dan weet jy wie jy kry op die dag want ja, dis belangrik dat jy Dat jy kry die wie moed jy dink jy gemaklik kry. is. Ja, en soos jy sê, is die heel dag as jy saam met daai fotograaf of daai video persoon, soos letterlik as jy nie gemaklik is nie, dit kan wys op jou gesig. Nee, Totally. heeltemal. Ja. Jou hele Totally. life structure kan ook bietjie stywer wees as wat dit moet, soos dis regtig belangrik om gemaklik te wees op jou dag. 100%. Ek stem. Ja, so baie dankie vir jou tyd. Baie dankie. So, vir ja, Baie julle. dankie. Ons sien uit om jou by die expo te sien. Ons sien uit om julle almal by die expo te sien 29 en 30 Augustus by Mentors Kraal in Jeffreys Bay. En ja, besoek asseblief julle. Ons gaan obviously julle details van julle sites en alles sal ons list in die beskrywing hieronder. So so die kliënte Linkie bio. link ja. Link in daai. Hulle wys mos hom altyd so ja. So baie dankie vir julle tyd en ja, lekker dag. Cheers.